Die aarde sterrewolke, hoe wil ek elke dag so onderhou? Dan moet ek juig my Heer en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping in dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister gras is voor my wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig my Heer en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping in dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. U sleutel mens in ons gebroken wêreld, onvestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer weg wat sonde U geskend het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping in dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Daar sê ons wil ook baie welkom sê vir ons broers en susters wat aanlyn ingeskakel is. Goeienaand aan hulle ook. Goeienaand aan julle wat hier in die kerk is. Ek weet nou nie hoe lyk dit as julle nou vanaand of môreoggend daai die opname kykie, maar dat dit so pas hier begin reën. So mense is dankbaar vir 'n bietjie die koeligheid na hierdie warm dag. Ons is vanaand by ons Dinsdag aand week van byeenkoms, week van gebed byeenkoms, en ons vertrou dat die Here ook met ons dit sal bereik wat hy graag wil bereik. Kom ons vra hom daarvoor en ons begin deur saam te bid. Hemelvader, baie dankie dat ons op hierdie Dinsdag aand weer hier in hierdie kerkgebou of daar by ons huise deel kan wees van hierdie week van gebed byeenkoms. Dankie dat U dit op die voorvader se hart gelê het om baie lank gelede met hierdie tradisie te begin. Voordat ons te verskriklik ver vorder in gemeenteaktiwiteite en besig raak, dat ons eers 'n tydjie by U spandeer om te hoor wat U wil is, ook vir ons gemeente vir die jaar, en om ook vir ons die geleentheid te gee om ons gemeente en ons gemeenskap en 'n klomp ander sake, voordat ons daarmee begin werk, in gebed aan U te kan opdra. Dankie liewe Here, dat ons weet dat U ook vanaand met ons gaan praat, en dat wanneer ons netto gaan bid, dat U ook ons gebede hoor, en dit verhoor volgens U wil, en tot U eer en U verheerliking. In Jesus se naam, amen. Ons het nou al 2 van die 7 briewe in Openbaring 2 en 3 gelees. Die brief aan die gemeente in Efese, sonnagoggend, en gisteraan die brief aan die gemeente in Smyrna. Vanaand lees ons die brief aan die gemeente in Pergamum. Nou, ons wat hier is, het elk 'n afskrif van die brief. Julle wat by die huise is welkom om net te luister
of dalk net die pausknoppie te druk en eers die Bybel nader te trek sodat jy daaruit kan volg. Ons kry hierdie brief in Pergamum in Openbaring 2 vanaf vers 12 tot 17. En ons lees saam uit die 2020 vertaling. Vanaf vers 12. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Pergamum. Dit sê hy wat die skerp swaard met die 2 snykante het. Ek weet waar jy woon, daar waar die troon van Satan is. Jy hou egter aan my naam vas. Jy het selfs nie jou geloof in my verloor nie. In die dae toe Antipas, my betroubare getuie, doodgemaak is daar by julle, waar die Satan woon. Maar ek hou 'n paar dinge teen jou. Jy het mense in jou midde wat die leer van Biliam aanhang. Hy het Balak geleer om 'n stryk vir die kinders van Israel te stel, naamlik om van die afgodsoffers te eet en hulle onsedelik te gedra. Net so het jy ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang, wat hulle op hierdie manier gedra. Kom dan tot bekering. Anders sal ek baie gou na jou toe kom en met die swaard van my mond teen hulle oorlog maak. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Aan wie oorwin, sal ek van die verborgde manna gee, en ek sal vir hom 'n wit klippie gee. Ja, 'n klippie waarop 'n nuwe naam gegraveer is, en wat niemand anders ken nie, behalwe die een wat dit ontvang. Tot sover ons skriflesing. Pergamum was die hoofsetel van die Romeinse regering in Klein-Asië. Die hooflei, die top dogs, die groot endoenas van die Romeine het daarom daar gebly. En dit het daartoe bygedra dat baie geld in Pergamum ingestroom het. En dit weer het die stad 'n baie luukse stad gemaak. Daar was onder andere 'n biblioteek met meer as 200.000 perkamentrolle. En die stad was bekend vir sy kulturele en wetenskapsentrums. Dit was ook die middelpunt van die beoefening van die staatsgodsdiens. En dit is hier waar die probleem in Pergamum ingekom het. Die Romeinse owerheid was op die oog af baie toegeeflik. Elkeen was vry om sy eie godsdienst te beoefen, ook die Christene. Maar daar was egter net een voorwaarde. Naas elkeen sy eie godsdienst, moes elkeen ook aan die staatsgodsdienst deelneem. Dit het beteken dat die keiser, die Romeinse keiser, as 'n god vereer moes word. Vir ander godsdienste was dit natuurlik nie 'n probleem nie, maar vir die Christene was dit uit die aard van die saak onaanvaarbaar. Die eerste gebod lei immers, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Omdat hulle geweier het om die keiser te vereer, is die Christene vervolg. Die vervolging wat hulle deurgemaak het, was hoofsaaklik sosiale uitsluiting, omdat hulle nie meegedoen het nie. En is hulle uit die samelewing gestoot. Maar daar is ook voorbeelde van wrede, dodelike vervolging. Jesus begin hulle brief, sy brief aan hierdie gemeente, met hierdie woorde: Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van Satan is. Wat 'n verskriklike uitbeelding.
Hy stel die setel waar die keizerverering plaasvind, gelyk aan die troon van Satan. En daarmee sê hy weet hoe erg dit vir hulle daar is. Daar waar hulle woon, daar waar hulle werk, hoe hulle geïsoleer word, hoe hulle gespot word oor hulle geloof in Jesus. Jesus vertroos hulle met die woorde, dat hy weet waardeur hulle gaan. En dat dit vir hulle net so erg is, asof hulle self by die troon van Satan is. Ons moenie die druk waaroor hierdie lidmate verkeer het, onderskat nie. Dit was geweldig sterk gewees. En daarom het party van hulle ter wille van vrede begin toegee en sekere kompromieë begin aangaan. Ag, wat sal 'n bietjie wierook brand vir die keiser nou skade doen? Vir die Here gaan dit egter nie oor wierook nie. Hy stel dit gelyk aan diens aan die Satan. 'n Mens wat onder moeilike omstandighede leef of werk, is soms geneig om kompromieë aan te gaan. Om 'n bietjie van sy beginsels, al is dit net vir 'n rukkie, prys te gee. Dit kan tog nie so erg wees nie, sê ons maklik. Maar Jesus sê, dit mag nie. Dit is die troon van Satan. Jesus weet ook van die kompromieë wat hulle aangegaan het. En daarom gaan hy verder in die brief en hy sê, ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedryf het. So is daar onder julle ook mense, sê Jesus, wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Biliam was verantwoordelik daarvoor dat Israel afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedryf het. Ons lees dit in Numeri 25 vers 1 en 2. Onsedelikheid in die vorm van tempelprostitusie was deel van die heidense godsdiensbeoefening. Nou gebeur dieselfde in die gemeente. Hulle het gereken, aangesien hulle bekeer is, sonde nie meer saak maak nie. Jy kan maar so 'n bietjie toegee. Jou saak met die Here is mos reg. Jy gaan mos tog hemel toe in elk geval. En so het hulle begin saamgaan na die heidense tempels, waar hulle sag gemaak en aangehits is om saam te sondig. Vir Jesus is hierdie kompromieë baie ernstig. Daarom sê hy baie duidelik, bekeer julle, los dit, beweeg weg, maak 'n 360 grade draai, weg van hiervandaan na, terug na my toe, en moenie weer terugdraai nie. Ons moet onthou, Jesus praat hier met die hele gemeente. Dit gaan nie net oor individue wat sondig nie, maar oor die feit dat die gemeente sulke dinge toelaat. In sy oë is die hele gemeente skuldig wanneer hulle sondes in hulle midde duld. Jesus waarsku dat, as hulle nie self optree nie, hy persoonlik sal ingryp. Die Here Jesus weet dat dit 'n prys kos om 'n Christen te wees. Hy weet dat dit nie altyd maklik is in 'n samelewing waar dinge so anders lyk nie. Daarom gee hy ook in hierdie brief vir die gemeente in Pergamum 2 beloftes. 2 besondere beloftes.
In die eerste belofte sê hy dat hy vir hulle manna gaan gee. Hierdie manna verwys na 'n ou Joodse legende. Toe die tempel in 586 na Christus, of voor Christus eerder, verwoes is, het Jesaja volgens oorlewering die kruik met manna, wat Moses in die ark gesit het, geneem en in 'n spilonk gaan wegsteek, sodat die vyand dit nie in die hande kry nie. Die volk het daarna geglo, dat wanneer die Messias kom, hy daardie kruik weer sou uithaal, om die verdrukte volk te voed, sodat hulle nooit weer sou honger kry nie. Die tweede belofte gaan oor 'n spierwit klippie wat Jesus gee. In die ou Griekse wêreld was dit gebruiklik om vriendskapsklippies aan mekaar te gee, waarop sekere letters geskryf was. So 'n klippie het vir jou toegang gegee tot iemand se tafel. Dit was 'n teken van vriendskap en status. Hoe meer van hierdie klippies jy gehad het, hoe gewilder was jy. Nou sê Jesus, julle wat so uitgesluit is uit die wêreld, en sosiaal verwerp word, omdat julle aan my behoort, aan julle gee ek my vriendskapsklippie. Julle is welkom by my, en by my is daar oorvloed. Die Christen wat nie bereid is om kompromieë met die wêreld aan te gaan nie, word dikwels een kant toe gestoot en beleef eensaamheid. Ons beleef dit ook. Maar ons mag nie toegee nie. Ons mag nie kompromieë aangaan nie. Jesus eis absolute getrouheid aan hom. Wat ons deur ons getrouheid aan hom verloor, vergoed hy deur aan ons sy wit klippie te gee. So kry ons deel aan sy huis, sy tafel, sy familiekring. Daarom, konsentreer eerder op dit wat die Here vir ons gee, want wat hy gee, is altyd meer en baie beter, oneindig beter, as enige iets wat die wêreld kan bied. Amen. Ons gaan nou weer in ons gebedstyd in. En net soos gisteraand, gaan ek eers geleentheid gee vir 'n stukkie persoonlike introspeksie, waar ons elkeen in ons eie hart en in ons eie lewens inkyk. En dan gaan ek vir ons voorgaan met 'n klompie sake vir voorbidding, en dan gaan ek geleentheid gee as daar iemand is wat hardop wil bid, dat julle dit ook dan kan doen. Terwyl ons oop toemaak en ons hele lewe oop voor die Here Jesus lê, onthou ons dat hy ook met ons praat oor moontlike kompromieë wat ons aangaan. Waar ons so 'n bietjie toegee aan wêreldse en sondige standaarde. Ons weet eintlik dis verkeerd, maar ons rasionaliseer daaroor net soos die gemeente in Pergamum gemaak het, en sê dis daarom nou nie heeltemal so erg nie. Dis nou nie asof ek moord pleeg of egbreek pleeg nie. Maar kompromieë is kompromieë. Jesus soek alles. Hy soek jou en my volledig. Is daar in ons elkeen se lewens vanaand kompromieë wat ons weet wat nie reg is nie, waar ons toegee, wat ons vanaand voor die Here wil bely, en waar ons vir hom wil vra om ons te bevry daarvan, en so sterk in ons te werk, dat ons net aan hom lojaal en getrou sal bly.
Kom ons bid, elkeen daar in ons eie, oor ons eie self, ook in die lig van hierdie vraag. Hemelvader, Here Jesus, met u brief aan hierdie gemeente in ons gedagtes, bid ons vanaand dat u u kerk en gemeente sal bewaar teen vreemde en valse leringe. Want so dikwels gaan ons ook wat u woord en ons belydenis betref, kompromieë aan. Lei ons om as kerk, as gemeentes, om 100% getrou aan u woord te wees. Ons weet ook, Here Jesus, daar is verskillende maniere om u woord te verstaan, te interpreteer. Daarom die verskille tussen gelowiges en selfs onderling in kerke. En daarom bid ons dat u werklik vir ons deur die Heilige Gees die onderskeidingsvermoë sal gee om u woord so te verstaan soos u self wil hê ons moet dit verstaan. Ons bid verder ook dat u vir u kerk, ook ons kerk, ons gemeente, die onderskeidingsvermoë sal gee om te onderskei wat reg en verkeerd is. En om dit op die regte manier aan te spreek. Ons weet, liewe Here, wanneer u wil hê dat ons reg en verkeerd moet aanspreek, verstaan ons dit so dat u wil hê ons moet dit in liefde doen. En nie veroordelend nie. Ons bely voor u dat ons dikwels maar in ons hart 'n stukkie naaiwer het, 'n stukkie afguns het, wanneer ons mense so sien optree. Reinig ons asseblief daarvan. Vul ons met u liefde, wanneer ons met mekaar dan 'n pad loop, as iets nie reg is nie, dat u liefde altyd in alles sigbaar sal wees. Here Jesus, ons weet ook, in hierdie tyd is dit baie moeilik vir besigheidsmense om eerlik te wees. Om nie omkoopgeld te betaal, want dit kom teen 'n prys. Ons bid veral vir die besigheidsmense in ons gemeente. Here, dat u vir hulle sal beskerm teen hierdie aanslag. En dat u ook vir hulle sal lei om ook wat hulle keuses aanbetref van die besigheidswêreld lojaal net aan u te wees. Wetende dat dit wat hulle dalk verloor omdat hulle reg optree, u vir hulle sal voorsien. En dan weet ons, Hemelvader, ons moet bid teen die korrupsie in ons land. Here Jesus, ons moet bely dat
Wanneer ons aan korrupsie in ons land dink, dan dink ons dit is so 'n groot pandemie, epidemie. Dit is so oral, dat ons dalk selfs partykeer dink, dit help nie eers om daaroor te bid nie. Dis te groot. Maar Here, niks is vir U onmoontlik nie. U is die almagtige God. Suiwer en reinig ons land asseblief van hierdie verskriklike kroniese siekte van korrupsie. En laat almal wat Christene is, in besighede en staatsdepartemente, opstaan vir wat reg is. Ons bid ook vir hulle beskerming, wanneer hulle dit doen. Here Jesus, ons dink ook vanaand in ons voorbidding aan ons kinders, veral ons tieners. Die versoekings is oral. Hulle word die heeltyd in 'n blik gedruk om kompromieë aan te gaan. Dit hou net nie op nie. Daarom bid ons vanaand vir die skole, vir die personeel, vir kinders, vir ouers, dat kinders 'n veilige ruimte sal vind, oral waar hulle is, waar hulle U kan dien, en waar hulle mekaar so sal inspireer en motiveer, en mekaar sal help om getrou net aan U te wees. Dankie Hemelvader, dat ons al hierdie behoeftes net aan U kan opdra. Want U is die Here, U alleen. U is die Here van die heersers en die koning van die konings. As daar iemand is wat hardop wil bid, is julle welkom om nou voor te gaan. Julle kan ook daar by julle huis nou hardop bid, daar waar julle is. Baie dankie Here Jesus, dat U na ons geluister het, dat U ons gehoor het, en dat U op die tyd sal verhoor. En baie dankie dat U vanaand met ons gepraat het, deur hierdie eeuoue brief, op so 'n kragtige manier. In Jesus se naam, amen. Kom ons sluit af met bladsy 70. Bladsy 70, nommer 39. 'n toepaslike lied in terme van vanaand se boodskap en ons saam bid. Gelukkig gee die Here vir ons sy wapenrusting. En daarom kan ons bid, soek in God jou sterkte. Kom ons staan, dan sing ons al drie hierdie verse saam. God jou sterkte, kry by hom jou krag, met sy wapenrusting, kleer hy ons met mag. Nie teen mense, is ons worstelstryd, maar ons veg teen Satan en sy sluwe listigheid. Hy is die hoogste magte in die wêreld in, maar met God se wapens kan ons hulp bring. Waarheid en Gods vryskap hou ons op ons bors. Dan klink bly die boodskap dat die Heer verlos. Ons geloofsvertroue is 'n skild wat keer, daarmee
Daarmee kan ons elke brandpyl van die Satan weer. Ons bly van verlossing altyd weer bewus. En met God se swaard sy woorde toegerus. Doen dit alles bidden, soos die Gees ons lei. Ons sal op en wake en gelowig bly. Almal wat kan volhou, saam kan bid en werk. Deel in die oorwinnings van Gods koninkryk en kerk. God is krag en sterkte, hy finaal geslaag. Biddende soldate, openbaar sy maag. Baie dankie. Mooi aand verder vir julle. Sien julle weer môre aand. Dankie.